Ons celebrate vandag die koning van die konings, because there was no other king that would lay down his life. Geen ander koning sou dit doen nie. En vandag vier ons sy opstanding, die opstanding van 'n koning. Het is belangrik dat ons sal onthou, Jaco het dit so mooi gesê Vrydag, sê hy, ons kan nie opstanding en die kruisiging van mekaar afskei nie. Want dit is as gevolg van die kruisiging dat daar 'n opstanding was. Maar dit is ook as gevolg van die opstanding wat ons kan terugkyk. Omdat daar 'n opstanding was, sien ons die kruis. Ons kyk na alles wat Jesus gedoen het en ons kan werklik sê, ja, hy is die koning. Dis as gevolg van die opstanding wat ons dit kan sien en dit kan sê. As jy gaan kyk in Matteus, onthou die ouens skryf, die ouens wat die Gospels geskryf het en dit genoteer het, hulle skryf op verskillende tye, verskillende plekke, wat hulle dit nou half gaan opteken in die 4 Gospels, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. So Matteus 21 kan jy gaan lees hoe Jesus in die stad ingekom het. As 'n koning op die rug van 'n donkie. Die manier hoe hy ingegaan het. Alles wat hy met gesag gedoen het rondom die tempel. Die antwoorde wat hy gegee het in die hofsaake, dit tel ons op in Johannes 18, dat hy die Christus is en dat hy in die regterhand gaan sit van majesteit. Onthou, daar's 'n oomblik wat Pilatus hom vra, hy sê vir hom, is jy die koning? Dan sê hy vir hom, ja, jy sê dit. Jy sê dit self, ek is die koning. En dan staan hierdie remarkable oomblik, waar Jesus sê, hiervoor is ek gebore. Om die koning te wees, om die gesalfde koning te wees. Die uitsprake dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie, maar is vir hierdie wêreld. Alles wat gesê was rondom die kruisiging, die gespottery dat hy wel die koning is. Ons kyk na die opstanding en ons kan sê vanuit dit uit dat dit wel die waarheid is. Hy is die Christus, hy is die gesalfde koning. Van hierdie opstanding is ook waar ons geloof begin het, nê. As dit nie vir die opstanding was nie, sou niemand na die kruis gekyk het en gesê het, dis betekenisvol nie. Ons sou waarskynlik nie 'n Bybel gehad het nie. Dis alles te danke aan die opstanding van Jesus. En ons het so 'n bietjie die afgelope ruk begin praat oor sy bloed en wat sy bloed beteken het en die offer en die oorwinning wat Jesus behaal het daardeur. En die enigste rede hoekom ons glo dat sy bloed betekenisvol was en is, en dat sy dood iets beteken, is omdat daar 'n opstanding was. So wat het sy bloed beteken? Ons het gekyk, laas week Sondag het ons 'n bietjie daarna gekyk en Vrydag het ons met Goeie Vrydag ook stil gestaan daarby, dat sy bloed het ons gereinig van iets. En jy kan jou Bybel saam met my oopmaak, ons gaan 'n bietjie stil staan by Hebreërs weer eens vanoggend en 'n paar ander skrifte ook, maar hoofsaaklik Hebreërs 9, dan tel hy hom op in vers 13, dan sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die veroneindiges besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Jesus Christus, wat homself deur die ewige Gees as vlekkelose offer aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Hy het ons gewete kom reinig van dooie werk. En ons het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat. As jy dink aan gewete, dan dink jy aan iets wat, ek het dit altyd gekoppel aan, dis iets wat my heeltyd pla. As ek iets verkeerd doen, dan gaan my gewete my pla. Jy dink, dis hier in jou denke. Of, dis vinnig as ons na iemand kyk en ons sê, hoor daai persoon hy het net sy gewete gesis. Jy weet, dit is 'n baie denkvolle proses in ons koppe. Maar as die Bybel praat van hy het ons gewete kom reinig, dan praat hy van die diepste plek hier in jou wese, waar alles function. Dis daar wat hy kom reinig het, dis daar van waaruit ek en jy leef. Dis ons gewete, hy het ons gewete kom skoon was. Die diepste gesprek binne jou. Ons is gereinig van dooie werke en dit sluit al ons sonde in. Al ons wat ons al gedoen het, maar ook alles wat ons nog gaan doen. Vergifnis sluit alles in. Ons praat baie keer oor en sê ons, die alles boksie, jy moet alles in die alles boksie sit, né? Want as alles nie in die alles boksie is nie, is dit nie alles nie. Hy het alles kom vergewe. Wat ek gedoen het en dit wat ek nog gaan doen, vergifnis sluit alles in. Alles word deur die bloed van Jesus gereinig.
die sonde, die skuldgevoel wat saam met dit gaan, die skaamte wat ek en jy beleef, dit is alles vergewe en verlos deur die bloed van Jesus Christus. Maar ek dink meer as dit, het sy bloed die mensdom kom herbelyn. Weet jy of jy al gesien het nie, as 'n area is waar daar baie wind is, dalk ook oop, en daar's baie bome, dan daai bome met die wind, dan begin hy naderhand, hy begin so gekondisioneer word, die boom trek sommer so skeef. So al waai die wind nie, daai boom het nou al so gecondition. Dis hoe die mensdom was. Die mensdom was skeef getrek. Deur ons sonde wat ons gepleeg het, deur die mag wat ons oor en die krag wat ons oorgegee het aan ander dinge oor ons. Ons was so slawe. Hoor wat sê Hebreërs 2? Hy sê aangesien die kinders, Hebreërs 2 vers 14, hy sê aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het ook hy net so aan dieselfde dinge deel gekry. Sodat hy deur sy dood, die een wat oor dood mag het, en dit is die duiwel, kragteloos kon maak. En sodat hy hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer het, kon bevry. Ons was so slawe, soos 'n boom wat skeef getrek is. En sy bloed het ons kom herbelyn. Sy bloed het ons kom herbelyn. Hy het ons kom verlos van slawerny, mense wat so slawe was. Die bloed van Jesus kom reinig ons diep in ons gewete. Die manier wat ons dink oor God, oor onsself, die manier wat ons dink oor menswees en wat dit beteken, hy dit kom reinig. En al die dinge kan nuut gemaak word, want ons is gereinig van dooie werke. Maar dit is belangrik dat ek en jy moet verstaan, ons is nie net gereinig van iets nie, ons is nie gereinig van dooie werke net nie, maar ons is ook gereinig vir. Die bloed is nie net terugwerkend nie. Hoor wat sê hy, ons gewete word gereinig van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. So die bloed werk ook vorentoe. Dis 'n eenmalige offer. Ek dink is belangrik dat jy moet onthou die bloed werk konstant, maar dis 'n eenmalige offer gewees. Hebreërs 9 vers 25. Dan sê hy het nie ingegaan en homself herhaaldelik te offer nie. Soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binne gegaan het met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om deur sy offer die sonde weg te neem. Het was een keer geoffer, maar die bloed het nooit ophou werk nie. Dit het ons nie net vrygemaak van ons verlewe nie, maar dit hou aan nou werk. En die bloed word gekoppel aan Jesus se opstanding. As ons kyk na dit, dan tel ons hom weer eens op in Hebreërs 9 vers 11 en daai stuk wat ons nou net gelees het in vers 25. Vers 11 sê, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Die volmaakter tabernakel, nee, hemel en aarde, dis die gesprek wat ons het. Ook nie met bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Weer eens vers 25 van Hebreërs 9. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester nie, met bloed wat nie sy eie is nie. So sy bloed het gemaak dat hy die oorwinning behaal en in die heiligdom kon ingaan. Dit is sy opstanding. Sien, die bloed van Jesus reinig ons nie net van nie, maar dit reinig ons vir. Dit werk ook nou dat ons 'n ander, nuwe tipe lewe kan leef. En alles waaroor ons praat, disippelskap, groei. Doxadio het 'n mandaat wat sê knowing God, loving people, impacting my world. Dis ons glo ons 'n verskil maak in ons omgewing. Alles is moontlik gemaak deur sy bloed en sy opstanding. Ek dink die belangrikheid hiervan is dat ek en jy moet besef, dis vir almal. Weereens, die alles boksie, die almal boksie. Selfs daai persone na wie jy kyk, dan dink jy by jouself, joh, ek weet nou nie of jy ingesluit is nie. Selfs hulle. Die bloed het hulle verlos. Die bloed het hulle gereinig van,
en die bloed het hulle gereinig vir. Miskien sit jy vanoggend en jy dink, joh, ek weet nie of ek hierby ingesluit is nie. Wil vanoggend vir jou sê, jy is. Die bloed het jou gereinig van dooie werke, van die sonde, maar dit het jou gereinig vir 'n nuwe tipe lewe. Dit is nie 'n verdienste ding nie, net soos dat ek en jy nie verdien het, dat die Here ons vergewe nie, en dat hy ons diep reinig van ons verlede nie, dit wat ons gedoen het, dit wat aan ons gedoen is, die manier hoe die wêreld menswees kom shape het, ons het nie verdien, dat Christus ons kon verlos daarvan nie, maar hy het. En net so is dit nie uit ons verdienste, om hierdie nuwe lewe te ontvang nie, maar dis die krag van die bloed van Jesus, wat dit vir ons moontlik maak. Nou, om 'n paar aspekte bietjie uit te lig oor die opstandingslewe vanuit die bloed van Jesus, wil ek jou 'n bietjie vat, laat ons gaan kyk na wat het dit beteken in die eerste verbond. En jy kan gaan lees in Exodus 25, God stel hierdie offers in, hy gee die bevel vir Moses, en hy stel ook die wet in, hy gee die wet vir Moses, en dan, daar's 'n baie spesifieke punt waarna toe hy lei in die gesprek, of in hierdie bevel. En dit is dat hy vir Moses sê, hy moet vir hom 'n baie spesiale woonplek gaan bou. Exodus 25 vers 8, dan sê hy, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. So hy gee vir Moses die opdrag, hy sê, gaan bou hierdie tent, gaan bou hierdie plek, hierdie heiligdom, sodat ek by my mense kan wees. En die offers van die diere het iets behaal, dit is dalk oppervlakkig in die sin van vleeslik, jy kon dit sien, dit is die offers gegee, want dit het gemaak, dat God, wat heilig is, by sy mense kan kom woon. En dis wat ons nog altyd sê, God wou nog altyd by sy mense woon. En dit was die manier in die Ou Testament, in die Ou Verbond. Nou kom die Hebreërs skrywer, dan sê hy, hoeveel te meer. Ek wil jou nooi, as jy dalk 'n pen en papier het, of met jou foon uithaal, skryf net daai woorde gou neer, hoeveel te meer. Die bloed van Jesus, die laaste offer, wat vir altyd werk. Dit maak dat God persoonlik in ons kom woon, by ons kom woon, deur sy Gees. Die persoonlike teenwoordigheid van God is in elkeen van sy kinders se lewens. En daai persoonlike teenwoordigheid is dit wat jou die waarborg gee. Jy gaan dit maak. Jy gaan okay wees. Hoekom? Want God woon in my deur sy Gees en hy is aan die werk. God is besig om te werk binne elkeen van ons. Hoor wat sê Filippense 1 vers 6. Hy sê, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. God begin nie iets in ons doen en hou net in die middel op nie. He's gonna see it through. Daarom kan ek en jy met boldness hierdie lewe aanpak. Hoor Filippense 2 vers 13, hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Jy sien, as gevolg van sy werk in ons, kan ons die mense word, en die mense wees, wat hy vir ons bedoel het, om te wees. Hoe skryf Paulus dit in Romeine 8 vers 11? Hy sê, en as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Ons is opgewek saam met ons. Het so saam met hom gesterf, maar ons is opgewek saam met hom. Sy bloed, sy opstanding, dit bring lewe deur sy Gees wat in ons woon. En onthou, dis nie 'n intrek, uittrek ding nie, nee. Ons sê altyd, die Heilige Gees is nie, hy's nie in die trekbesigheid nie. Hy kom nie net, laai die goed af en dan gaan hy nie. Hy kom kuier nie net vir jou, of kom sit, hy's nie net vir 'n oomblik by ons nie. Hy's deel van jou lewe. Hy woon in jou. Hy het permanent kom woning maak in ons. Net soos God woning gemaak het in die eerste verbond, in die tabernakel.
En daai teenwoordigheid het die volk gelei, in die eerste verbond. En daar was moeilike tye, daar was moeilike gesprekke, daar was moeilike keuses wat gemaak moes word. Daar was uitdagings. Maar hy het hulle gelei. Hier kom Hebreërs weer en hy sê, hoeveel te meer? As God die volk gelei het in die Ou Testament, in die Ou Verbond, hoeveel te meer vir my en jou? Die Gees wat in ons woon, sal hy ons nie lei nie. Die bloed maak dat God in ons kom woon deur sy Gees en nou lei hy ons. En dit beteken nie die Heilige Gees is nou soos 'n Garmin of Google Maps en hy sê vir jou elke keer, okay, hoor jy draai hier links, gaan tweede exit by die sirkel uit nie. Hy kom vat nie oor nie. Dis nie die tipe Gees wat hy is nie. Hy is 'n Gees wat in jou kom woon om saam met jou te werk. Hy is 'n Gees wat ons lei om te leer, om die wil van ons Vader te sien, die wil van ons Vader te leer ken, en ons kan hom vertrou daarvoor. God het die volk gelei en vir hulle voorsien in die woestyn, hoeveel te meer, die bloed van Jesus en sy opstanding, wat 'n lewe van voorsiening en 'n lewe van leiding van die Gees vir ons moontlik maak. Die worship team vra om voor te kom. Ook 'n laaste tema wat ek met jou wil share. Dan gaan ons in 'n tyd net weer van aanbidding en response gaan. 'n Laaste tema wat ek met jou wil share is rondom hierdie tabernakel gesprek. Is dit dat ons het gelees, dis 'n plek waar nie net God wou kom woon nie, maar is ook 'n plek waar mense kon ingaan. Maar dit was net die priesters in die Ou Testament en die Ou Verbond, dit was net die priesters wat kon ingaan, en een keer 'n jaar kon in die allerheiligste, in 'n baie spesifieke gedeelte, kon net die hoëpriesters kon hulle ingaan. Weereens, Hebreërs, sê hoeveel te meer? Ek en jy, ons is nou die hoëpriesters. Ons het vrye toegang in die heiligdom. Hoor wat sê Hebreërs vers 16, hy maak dit vas. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek en jy het vrye toegang tot die troonkamer, die troon van genade. Romeine 8 wat sê, ons is opgewek en sit saam met Christus in hemelse plekke. Dis waar ons funksioneer. Ons is deel van die troonkamer gesprek. Dis wat sy bloed en sy opstanding vir ons moontlik gemaak het. Sy bloed reinig ons vir 'n lewe van oorvloed. 'n Toekoms vol van hoop. En 'n lewe van confidence en boldness. Sodat ons van sy troonkamer uit kan funksioneer. Hebreërs 4, wat ons nou net gelees het in die NIV, vers 16, dan sê, let us approach God's throne of grace with confidence. Ek en jy kan met boldness en confidence na ons Vader toe gaan. As by sy voete neerlê. Met boldness leef. Hoe lyk dit prakties? Want ek dink waar ons onsself bevind. We are not from this world, but we are in this world. So daar waar jy funksioneer, kan jy 'n lewe leef wat sê, hoeveel te meer? Kan ek en jy kyk na die goed wat om ons aangaan? Ek weet nie van jou nie, maar die wêreld se situasie op hierdie stadium is nogal kommerwekkend. Die ekonomie saam met dit is nogal kommerwekkend. Kan ek en jy sê, ek sien dit, maar ek weet God se plan sê soveel, hoeveel te meer? Kan ek en jy kyk na daai familielid of daai vriend of daai kollega en ons sien die hopeloosheid, ons sien die pyn, daai couple met wie jy journey, jy sien die pyn in hulle lewe. Jy weet nie regtig lekker wat om te doen nie. Kan jy op 'n plek kom waar jy sê, ek vertrou sy plan, hoeveel te meer? Die situasies lyk nie goed nie. Hoeveel te meer?
Dis die tipe opstandingslewe wat Christus my en jou na toe roep. Dis 'n lewe wat sê, hoeveel te meer. Wanneer ons self in situasies bevind, waar dit lyk asof daar nie hoop is nie, kan ek sê, hoeveel te meer. Wanneer ons oë net saam kan toemaak. Miskien sit jy vanoggend hier en jy is dalk op 'n plek waar jy sê, ek weet nie of ek ingesluit is by hierdie nie. My lewe is op 'n plek waar daar hopeloosheid is. My eie lewe is op 'n plek waar dit uitmekaar uitval. Ek wil vanoggend vir jou sê, hoeveel te meer. Daar is verlossing. Daar is reiniging. Die bloed van Jesus het jou gereinig vir 'n opstandingslewe. Miskien wil jy vanoggend 'n stap vat. En onthou, reiniging is 'n present continuous, is in daai sense. Jy moet eintlik elke dag die keuse maak om te sê, Here, ek kies hierdie lewe. Maar miskien wil jy vanoggend net die eerste stap vat en sê, Here, ek wil regtig hierdie lewe leef. I want to live this type of life. Wil jy volgende uitnodiging gee? Wil jy nie terwyl almal se oë toe is, net jou hand opsteek tot waar jy is nie? Ek gaan saam met jou bid vanoggend. Ons gaan die Here vertrou. Gaan die Here vertrou vir opstandingslewe. So Here, dankie dat ons weet, U het ons gewete kom skoon was. Dat U ons kom reinig het van dooie werke, van die sonde. Maar Here, vanoggend weet ons, U roep ons vir 'n lewe vir purpose. 'n opstandingslewe. 'n lewe wat spreek van hoeveel te meer. So ek kom bid vanoggend vir elke persoon wat hulle hand opgesteek het en daai keuse wil maak vanoggend. Here, mag hulle beleef en besef dat U Gees in hulle aan die werk is en hulle lei om daai tipe lewe te kan leef. Dat U die een is wat wholeness bring, wat heel maak. The one who took all our sin, gave His life. Here, ek bid ook vir elkeen van ons wat hier sit, Here, dat ons sal besef dat ons in daai opstandingslewe, Here, kan funksioneer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.